Hemelse Vader, U is so goed vir ons. U is die Vader wat ons in liefde kom aanneem en ons nie net gelos het dat ons spartel in ons eie dood nie. Vader, en vir elkeen van ons wat hier sit vandag, elke kind, elke groot mens, elke volwassene, elke senior lidmaat, as ons bely dat Jesus die Here is dit ons storie hierdie, die pad wat U met ons gestap het. Dankie Vader, dat U vir ons die nuwe lewe gegee het, wat ons het in Jesus Christus. En dankie dat ons dit kan deel met ander mense, want U sê vir ons, gaan dan die hele wêreld in en maak die mense my disippels. Verkondig die evangelie. Ons het dit gehoor vandag. Maar Vader, ons wil nie net stop by die redding nie, ons wil ook in ons geloof groei. Ons wil U leer ken. Ons wil weet wie U is, Vader, sodat ons laag voor U kan buig as koning, want ons is U dienaars. En wil U ons vanoggend ook in ons prediking lei, as ons nou gaan saam lees, en U ons in hierdie gemeente verder vat, in hierdie tema van die koninkryk. Rig ons gedagtes, o Here, dat ons sal hoor wat dit is, so sê die Here, Here. Dankie vir U woord, dankie vir U goedheid, dankie vir U liefde. Word verheerlik vanoggend deur ons saam wees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Gelowiges, kom ons maak ons Bybels oop by 2 Samuel 7. Het ek iets gemis? Okay. Na die skriflesing. Okay. Dankie Reinhard, ek is herinner dat die kleuters en Peters, waar is hulle? Kan hulle net hulle hande opsteek? Al die kleuters en Peters? Weet julle wie julle is? Okay, julle weet. As ons klaar Bybel gelees het, dan moet julle gaan, klink vir my. Alright. Maar kom ons lees hier, dan kan julle gaan. 2 Samuel 7 vers 1 tot 17. Dis deel van 'n reeks wat julle hier by die gemeente doen oor die koninkryk en wat 'n ongelooflike gedeelte, so ryk en gemeente, ek wil net vir julle sê nou al dat dis is om in 'n goudmyn in te gaan met hierdie teks. Daar's so baie goud en jy kan onmoontlik al die lyne vat. So ek het 'n lyn gevat vanoggend en dan gaan jy vat op daai lyn, maar daar's baie. So as mens iets gemis het, dan daar's net te min tyd vanoggend om by alles uit te kom. Maar kom ons hoor wat sê die Here. 2 Samuel 7 vers 1 tot 17. Toe koning Dawid in sy eie huis woon nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, sê hy vir die profeet Nathan, kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent. Nathan het die koning geantwoord, doen gerus alles wat u in gedagte het. Die Here is by u. Dieselfde nag het daar egter iets gebeur. Die woord van die Here het tot Nathan gekom en vir hom gesê, gaan sê vir my dienaar Dawid, so sê die Here, wil jy vir my 'n huis bou om in te woon? Vandat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het tot nou toe, het ek nog nooit in 'n huis gewoon nie. Ek het in 'n tent en tabernakel rondgeswerf saam met al die Israeliete. Het ek ooit vir een van die stamme wat ek beveel het om die leiding van my volk Israel op hom te neem gesê, waarom bou julle nie vir my 'n huis wat met sederhout versier is nie? Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê, so sê die Here, die Almagtige. Ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou. Al jou vyande het ek voor jou oë uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaak soos die grootes op die aarde. Ek het 'n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen toe ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, hom te kastei, maar my trou sal ek nie aan hom onttrek soos ek dit aan Saul onttrek het om vir jou plek te maak nie. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan.
jou troon sal altyd voortbestaan. Volgens hierdie openbaring het Nathan die hele boodskap aan Dawid oorgedra. En dan die res van die hoofstuk, gaan lees dit gerus by die huis, gaan oor Dawid se antwoord, wat hy dan nou gee op dit wat Nathan vir hom gesê het. Gemeente, ons fokusgedeelte voordat ons die kinders uitstuur is net vers 11, wat sê, toe ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie, en dan, ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend, dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk vanoggend. Al die kleuters en Peters, julle is so welkom om nou uit te beweeg en verdere neem ek aan onderrig te gaan kry. Gemeente, so ons tema vanoggend is krone, trone, huise en paleise, net omdat dit gaan oor koningskap en iets wat mense hopelik sal onthou as 'n tema. Maar gemeente, ons mense is diep rusteloos. As jy mooi daaraan gaan dink. En ek dink baie van ons wat hier sit vandag, wat ouers is en wat werk en wat dalk finansiële probleme het, sal sê vandag, maar ek is diep moeg. En ek verstaan dit ook, ek het self 3 seuns, en hulle is jonk, en hulle hou vir ons aan die gang. So, ek en my vrou leopardkrol bed toe in die aand, net om dit te maak, ons maak dit net, ons is diep moeg. Ons het nie tyd nie, almal is druk besig, en almal van ons, op 'n manier spartel, om by mekaar te maak. En te dink, ek gaan rus kry, as ek nog ietsie kan koop, as ek op 'n vakansie kan gaan, as ek nog goed by mekaar kan maak, as ek kan upgrade na 'n volgende selfoon of 'n nuwe kar toe, en ons dink, nog staf, nog goed, nog geld, gaan die ding doen. En gemeente, dit is so, ons gaan nie vir mekaar jokkie, tot op 'n mate, bietjie, bring dit verligting, en dit gee bietjie weer, ek kan nou asemhaal vir 'n rukkie, maar dan kom die volgende upgrade maar weer, of die finansiële tekorte, of die moeg kom weer. Dis asof daar 'n werk is wat in ons aan die gang is, wat ons moeg maak agter die werk, agter dit wat ons dink ons moet doen. Daar's 'n werk agter die werk. Ek dink Tim Keller het hierdie ding nogal mooi beskryf, dat hy sê, maar daar's 'n spartel in ons wat nie tot rus te kan kom nie, en ons dink ons moet doen, en die volgende ding doen, net om te kan survive. Net om ietsie van rus te kan kry. En dit alles is maar, die effek van sondeverlorenheid. Ons soek 'n breek, maar ons soek rus. Maar ons soek die rus wat ons eintlik nodig het. Want wat het gebeur in die tuin van Eden, ons het nou ietsie gesê daaroor, maar ons was gemaak om in God se volmaakte rus te wees. Volmaakte verhouding, maar baie vinnig het, soos ons gehoor het nou, het sonde hierdie rus kom versteur, en hierdie ewige rus met die Here is gone, is weg, het is nie meer daar nie. Hy het kom stikkend maak, en van toe af is rusteloosheid deel van ons lewe. Dink bietjie aan Genesis 3. Met moeite sal jy 'n bestaan maak. Vrouens, julle gaan swangerskap, kinders gaan moeilik wees. Dorings en dussels gaan opkom, en die lewe vir ons maar net moeilik maak. En rusteloos maak. Dis die ding wat hier aan die gang is. Nou die vraag is waar, by wie kry ons daai ware rus? Waar kry ons daai rus wat sê, ek wil uit die kloue van die een kom wat my so rusteloos maak, en wat hierdie moegheid in my veroorsaak, die duiwel en sy heerskappy. Hoe kom ons by daai ongelooflike uitspraak van Jesus, wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hoe kom ons daarby uit? En ek dink hierdie teks lei ons bietjie, soos ek gesê het, een van die lyne wat ons vat, is hierdie ding, oor wie kan die ware rus bring. En kom ons kyk vanoggend saam na hierdie 3 dinge,
as dit kom by God se plan om rus te herstel. Dawid se plan, God se beter plan, ons tweede punt, en dan die lang plan, die derde punt. Dit is ons 3 hoofpunte vanoggend waarna ons gaan kyk. Dawid se plan, God se plan, of God se beter plan en die lang plan in hierdie teks. Kom ons kyk, wat gaan hier aan? Nou 'n bietjie agtergrond, Dawid se ryk is nou heeltemal gevestig. Julle sal kyk as julle lees bietjie vroeër, baie oorloë gevoer, alles is nou rustig in Jerusalem. Jerusalem is die politieke hoofstad op hierdie stadium nou, want hy het Sion gaan vestig. En daar's vrede in die land, daar's absolute rus. En Dawid het ook die ark ingebring in Jerusalem in. Dit beteken dat hy wil ook Jerusalem die godsdienstige hoofstad maak van Israel. So, ek kry hierdie prentjie van Dawid en Nathan wat op die stoep sit. Ek kleer self hierdie ding in, dis nou nie die Bybel, dis nie in die Bybel nie. En Dawid wat sê, ja Nathan, kyk hoeveel rus het ek. Kyk hoe rustig gaan dit nou in my koninkryk. En ek kyk my huis, kyk hierdie hout, seder, nee, dis die beste. Maar kyk die tent, die ark van die Here. Kyk, hy bly in 'n ou tentjie. Kom ons bou vir die Here 'n huis. Wat sê jy daarvan? Dit klink soos die logiese volgende ding. En Nathan sê, "Tjap, doen dit. Geen probleem." En dan sien ons nou natuurlik wat gebeur het hierso, dat hulle sê nee, die Here sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Maar gemeente, hierso is die ding. Dit wat Dawid wil doen, was nie 'n ongewone ding gewees vir daai tyd nie. As jy gaan kyk na die konings van ander lande, Assirië, Babilonië, Egipte, die Filistyne, die mense wat in Kanaan gebly het, dit was altyd die ritme gewees van 'n koning. Wanneer 'n koning 'n groot oorwinning behaal het, kom hy terug. Alles is rustig. En wat doen hy? Hy bou 'n tempel vir sy God. En hierdie tempel beteken vir sy God, sê maar Dagon, kom ons vat nou Dagon as 'n voorbeeld, dit was 'n afgod gewees in daai tyd. Die koning sal sê, Dagon, ek bou vir jou 'n tempel. Want ek wil net vir jou sê, dankie vir die oorwinning wat jy my gehelp het om te kry. Maar, ek wil hê my verder seën, bless my verder. En bou vrede, so dit word amper half soos 'n altaar in 'n stad wat sê maar, ons kort vrede, en dis 'n bietjie van 'n deal wat die koning met hierdie God maak. So dis wat Dawid doen. Hy wil vir die Here 'n huis bou. Ons kan sê hy dink wêrelds, hy dink wat het God nodig? Wat dink ek het God nodig? Ons kan ook sê hy dink God klein in hierdie manier. Hy wil hom inprop in 'n huis, in 'n tempel, in 'n gebou met mure. Hy wil vir die Here 'n huis bou waar hy kan rus en verdere seën kan kry. So, hier is belangrik want ons gaan aan die einde, as ons hierdie preek prakties nou maak, dan gaan ons bietjie van hierdie goed aanhaal weer. Dawid dink, wat het die Here nodig? Ek dink oor 'n bepaalde manier oor wie God is en ek dink God het dit nodig. En dan kom God hierso en hy sê vir Dawid, in soveel woorde, jy sê nie vir my nie, ek sê vir jou. Jy sê nie vir my nie, ek sê vir jou. En dit bring ons by Dawid se, by God se beter plan. Dawid, kom ek sê vir jou, jy dink jy gaan vir my dit doen, maar kom ek vertel jou nommer 1 wat ek vir jou gedoen het, en nommer 2 wat ek vir jou gaan doen. En ja, daar is 'n tempel gebou vir God se naam. Salomo het dit gedoen, sy seun hierna. Maar daar's 'n paar redes hoekom God nie wil hê dat Dawid hierdie tempel moet bou nie. En ons kan in 'n paar dink en ek gaan vir jou sommer 3 noem. Nommer 1 is 1 Kronieke 22 vers 8 sê Dawid was 'n oorlogsman, te veel bloed aan sy hande. Dawid, jy gaan nie my tempel bou nie. Jy gaan nie die tempel bou vir my naam nie. Nie jy nie. Maar nommer 2 is dat die rede is dat God sê maar ek sal die tempel bou. Jy gaan nie die tempel bou nie. Ek gaan die huis bou. Jy gaan nie die huis bou nie. Want God is besig met 'n langer plan. Nee, die koning mag dalk in 'n huis bly, maar God sê ek het nog nooit vir enige iemand gevra om vir my 'n huis te bou nie. Hoekom nie? Want ek woon tussen my mense. Dink aan Israel nie, dink aan die tabernakel. Hy wil tussen sy mense wees. En dit word bevestig selfs toe Salomo, gemeente, toe Salomo uiteindelik die tempel bou,
dan is Salomo baie bewus van wie God is en dat God nie eintlik ingeperk kan word nie. Ek lees vir julle 1 Konings 8 vers 27. Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel? Selfs die hoogste hemel kan U nie bevat nie. Hoe kan dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Nee, so Dawid, alhoewel hy God klein dink, sy bedoelings is eerbaar. Hy wil dit graag vir die Here doen. Hy wil dit baie graag vir die Here doen. Maar sien, dat Dawid ken nog nie die Here volmaak nie. En Paulus, as hy in Athene is, dan verwoord hy baie mooi die regte beskrywing van God se verblyf op aarde. Ek lees dit vir jou. Handelinge 17. Staan daar, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van die hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat in almal lewe en asem en alles gee. Met ander woorde, God sê, Dawid, en onthou bietjie, dit is so, nee, ek was al in Korea gewees en ek reis die hele Afrika plat op die oomblik en mens sien, wanneer daar afgoderry is of tempeldiens is van ander gode, dat mense versorg hierdie gode. Hulle moet vir hulle kos bring. As jy in Suid-Korea kom, dan is daai tempels vol rys en vleis en appels en piesangs, want hulle moet vir die gode sorg, né? En hulle moet vir hulle huise bou en shrines bou om in te bly. Maar God sê eintlik hierdeur, sê hy, Dawid, dink gaan daaroor. Dink daaroor, ek is die een wat die woude maak van seders. Julle kap dit af en bou huise, maar ek maak dit. Hoe wil jy ek my inperk om daar binne te bly? Dit gaan nie werk nie. En dis die derde rede hoekom die Here dan nou vir Dawid ook sê. Hy sê die rede Dawid hoekom hy nie die tempel gaan bou nie, is dat ek wil nie die idee moet voorkom dat ek mense se hulp nodig het nie. Want ek kan enigiets doen. Ek is nie afhanklik van mense nie. Die mens is afhanklik van God. Jy is afhanklik van die Here. Jy het kos nodig, maar waar kom dit vandaan? Van die Here af. Hy het dit nie nodig nie. Jy het dit nodig. Hy is die koning wat vir jou sorg. So Dawid, jy gaan nie vir my 'n huis bou nie. Ek gaan vir jou 'n huis bou. En gemeente, as God sê huis, dan bedoel hy 'n dinastie. Hy bedoel 'n koninkryk, 'n nageslag van konings wat net gaan aanhou en aanhou en aanhou en aanhou totdat dit uitloop op die koning. Nou hier is dit waar dit interessant raak. Hy sê vir hom, ek gaan 'n huis bou. Ek gaan tussen my mense wees. Ek gaan 'n koningshuis opbou wat vir ewig sal wees en vers 11, dis ons teksvers, ek gaan vir jou rus gee van jou vyande. Okay, nou hier is dit waar dit bitter interessant raak as jy die teks gaan lees, want die woordjie rus kom nogal baie voor. En kyk gou saam met my hierna. In vers 1 tel ons op dat daar staan, toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing. Met ander woorde, Dawid het klaar rus. Hy het tydelike rus. Sy vyande is nou kalm. Daar's vrede. Tog in vers 11 sê die Here, Dawid, ek gaan vir jou koningshuis oprig en ek sal jou rus gee van jou vyande. Maar hy het dan so pas gesê hy het klaar rus. So wat se vyande bedoel hy en wat se rus bedoel hy? En wat baie duidelik is dat God het 'n ander soort rus in gedagte. Ja, Dawid, jy gaan dalk nou vrede hê oor jou vyand, maar môre oormôre is daar weer 'n vyand en dan sal weer rusteloosheid. Maar dit gaan aanhou en aanhou. Daar's 'n werk agter die werk. Daar's iets wat jou skei van my. Dit moet ons aanspreek. En dis waartoe ons op pad is. Want dis wat God hierso doen. Julle 2 Samuel 7 is 'n skanier, kan ons sê, in die Bybel. Wat klomp dinge oplink en ek gaan nou vir jou vertel wat dit als oplink. Vir 'n begin bevestig God sy verbond aan Dawid. Hierdie word genoem die Davidiese verbond. Soos wat hy met Abraham gemaak het, met Noag, is hierdie een van daai oomblikke waar Dawid die verbondsvernuwing kry. Nee, en wat doen God? 'n Verbond, kinders, is 'n belofte, dis 'n deal, dis 'n commitment wat God maak, as ek daai woorde kan gebruik. Dawid, uit jou gaan daar iets groots kom. Groter as 'n huis wat jy vir my wil bou.
Ek gaan jou God wees en jy gaan my seun wees. So ons kan sê hierdie gedeelte is die link tussen die beloofde verlosser wat in Genesis 3 aangekondig word, die lyn wat getrek word na Abraham toe, regdeur tot by die Messias, deur wie die verbond dan nou bevestig is. Kom ons kyk na ons derde punt. Die lang plan. Maar julle sal my saamstem dat as jy gaan kyk na vers 12 tot 14, is so half die sleutel wat hierdie deur oopsluit oor die belofte van rus en koningskap. Okay, so dis die sleutel. Ek gaan nou vir jou wys hoe ongelooflik pragtig God hierdie sleutel in die Bybel vir ons wys, hoe hierdie sleutel is, daai 3 punte, om vers 11 oop te sluit. Want God is besig met 'n langer plan. God kyk verby Salomo, verby die tempel, na iets anders toe. Want alhoewel God hier van Salomo praat, vir die eerste hoorders, kyk God verby na 'n langer en beter realiteit wat voorlê. En vers 12 tot 14 sê, dis die sleutel wat sê, daar gaan uit jou geslag uit, gaan daar iemand gebore word. En daar's 3 dinge wat ons moet weet van hierdie koning. Nommer 1 is, hy sal uit die geslag van Dawid wees. Jou eie seun gaan koning wees. Okay, nommer 2 is, dit gaan 'n ewige koningskap wees, met ander woorde, ewig is vir altyd. En ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal my seun wees. Dis die kenmerke hiervan. En dit wat God hierso sê, Dawid, jy dink jy gaan vir my huis bou? Nee, ek gaan vir jou 'n koningskap oprig wat nooit sal eindig nie. Jy kan my nie beperk, jy kan my nie inboks nie. Ek gaan 'n huis oprig wat rus sal bring vir my kinders. En weet jy hoe gaan ek dit doen? Ek gaan dit doen deur my seun Jesus Christus, die Messias. En as julle dink, dis net ons nuwe tydse dominees wat hierdie sprong maak na Jesus toe. Tertullianus, ou kerkvader, oud, sê die volgende oor hierdie gedeelte. Hy sê, if you tell me 2 Samuel 7 is just about Solomon, the earthly church father Tertullian said, you will send me into a fit of laughter, because Christ, rather than any other, was to build the temple of God. That is to say, a holy manhood, wherein God's Spirit might dwell as in a better temple. Christ, rather than David's son Solomon, was to be looked for as the Son of God. Nee, kan julle sien hoe die evangelie in 2 Samuel 7, nee, blink dit uit. En hierso is nou gaan ons daai mooi sprong maak. Want dit is vervul. In die Nuwe Testament is 2 Samuel 7 hierdie belofte van 'n Messias, die belofte van 'n koningshuis, die belofte van 'n vader en 'n seun, die belofte van ewigheid word vervul. Kom ek vat jou. Kom ons spring gou ver vorentoe, nee. Kom ons spring na Lukas toe. Die evangelie van Lukas. Kyk wat staan daar. Julle, dit is so mooi. Onthou nou, daai boonste is die sleutel. 2 Samuel 7 vers 12 tot 14, né? Dis die sleutel. En kyk hoe die sleutel in kleure word dit waar in Lukas 1 vers 32 tot 33. Okay. Nommer 1 is, die engel sê vir Maria, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Wat oplink met, ek sal vir my vader wees en hy my seun. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, wat oplink met, jou eie seun sal 'n koning maak, en natuurlik, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers, tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Dit sal 'n ewige koningskap wees. So, God het hier gepraat van sy eie seun, Jesus. Maar Paulus volg dit fantasties op in Romeine 1. Dan sê hy presies wie die Messias is. Hy sê dis Jesus, hy is die koning wat rus sal bring van die vyand en die dood wat ons bedreig. Die eintlike vyand agter alles. En Romeine 1 vers 2 tot 4, dan skryf Paulus dieselfde. Hier is die sleutel. Hy sê hierdie evangelie, dat evangelie is goeie nuus. Goeie nuus oor wat? Oor Jesus Christus. Het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. Jep, ons het dit gelees vanoggend. En dit handel oor wie? Oor sy seun. As mens is hy gebore uit die geslag van Dawid. Geel. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys, blou, as die seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus, ons Here. Maar hierso is wat ons moet
wat ons breek eintlik vanoggend. En wat so mooi ook in Benoni se weeklikse stuk is oor hierdie tema. Hy het gekom as 'n heeltemal 'n ander koning as wat enige iemand in gedagte gehad het, wou hê of kon voorspel. Is nie die een wat gaan rus bring van die Romeinse juk wat daai tyd op Israel was in die Nuwe Testament nie. Nee. Hy is die een wat ware rus gaan bring, wat dit wat ons skei van God gaan herstel. En hy het, wat Filippense sê vir ons, hierdie hemelse koning het aarde toe gekom. En hy het alles kom nuut maak, nee, hy het alles kom onderhou, hy het met sy lewe kom betaal, nadat hy onskuldig vermoor was. Aan die kruis, gemeente, het die volgende gebeur. Hy was homeless. Dink daaroor. Hy was homeless en rusteloos. Dis die twee dinge. Daai rusteloosheid, daai werk, ek wil aanvaar word deur iets, en ek weet dit is eintlik deur God, maar ek is nie daar nie, daarom soek ek aanvaarding by mense. Daai werk agter die werk, dis daai wat dit kom volbring het hierso, want aan die kruis, as jy hang aan 'n kruis, dit wat die Nuwe Testament slim ouens sê, dan sê hulle, jy hang so in die middel, jy's homeless. Want die aarde wil jou nie hê nie, maar die hemel wil jy ook nie hê nie. Jy float net so in die middel. Jy's homeless. Net soos wat hierdie tema oorgaan. En hy het gedoen in ons plek om vir ons die ware rus te gee, deurdat hy met die opstanding die eintlike vyand, die duiwel, vermorsel het. En hy het opgestaan. Gemeente, en nou wil ek vir jou volgens sê, hier's die sleutel, hier's die mooi ding daarvan. Omdat ons verhouding, omdat ons in die oorwinning van Jesus leef, omdat hy sê, maar jy's 'n koningskind, omdat hy 'n verhouding herstel het met die Vader, is daai 3 dinge ook vir jou op toepassing. Wat vandag hier so sit, wat hierdie woord hoor. En dit is nommer 1. Ons verhouding met God is herstel. En die Bybel noem ons koningskinders. Die sleutel, jou eie seun sal 'n koning maak. God noem ons koningskinders. Ons is gesalf tot profeet, priester en koning. Nommer 2 is, ons sal vir ewig lewe in die koninkryk. Johannes 3:36. 'n ewige heerskappy. Ons gaan saam met God regeer. Ons begin nou al dit doen. Hy het ons aangestel daarvoor. Volmaak eendag. En nommer 3 is, hy is ons Vader en ons is sy seuns en sy dogters. Die belofte wat sê, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal my seun wees. So God hernie ook weer sy verbond vandag met jou, wat in geloof Jesus Christus omarm en sê, yes, ek glo. En waar kom ons vandaan? Ek weet onthou jy dat ons nou gesê het, dat wanneer 'n koning 'n oorwinning behaal het, dan bou hy 'n tempel. En op 'n hemelse, beter, volmaakte, enigste vlak, het Jesus dit kom doen. Hy het die oorwinning behaal oor die dood, en wat bou hy? 'n tempel, 'n kerk. Ek en jy. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Efesiërs 2:20-21 sê, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. So die oorwinning is behaal, net soos die konings van ouds dit gedoen het. Verkeerde gode, kom hy en hy kom rig 'n tempel op. Wat is die tempel? Is jy. Die kerk. Ek en jy wat daai belydenis op ons lippe het dat Jesus die Here is. En dit waarvoor die tempel gestaan het in daai tyd, is waarvoor die kerk nou staan. En dis my gebed dat dit sal ook wees waarvoor Benoni Gereformeerde Kerk sal staan. Want die tempel daai tyd was 'n teken van heling en van genesing. Is die kerk dit? Dis waarvoor die kerk nou moet staan. 'n plek wil wees van waar heling en genesing van die eintlike probleme verkondig word. Net soos die tempel 'n plek van genade was, waar jy genade kon sien. Nee, hulle kon dit sien in die offers van daai tyd. Moet die kerk 'n plek wees van genade, waar mense kan kom rus, omdat jy
rus ervaar van die eintlike werk wat Jesus in jou in jou lewe vir jou kom doen het. Net soos die tempel 'n plek is van rus, nee, moet hulle kom rus. Net soos die tempel 'n plek is van transformasie, moet die kerk 'n plek wees van transformasie. Soos die tempel 'n plek was van waaruit die goeie nuus oor die offers getrek het in geur en kleur en sien, is dit die kerk se werk om hierdie beautiful boodskap van Jesus, wat herstel bring en wat rus bring, vir hulle te vat. Julle weet, ons dominees doen huisbesoek. Bram, Reinhard, ek en my kollegas, en baie keer kom jy met mense in aanraking wat nie gelowiges is nie, wat ons hulp nodig het, en jy sien daai rusteloosheid, wat maar net uitspeel in huweliksprobleme, geldtekort, issues met kinders. En hoe mooi is dit dan om as kerk te begin en te sê, maar kan ek jou van die Here vertel eers? Want ek dink dit sal jou probleem oplos. Vir my persoonlik, 90% van al die pastorale issues, is dit 'n geloofsissue, dat hulle nog nie rus in Jesus nie. Daar's natuurlik sielkundige dinge ook daarmee saam. Maar die kerk moet dit wees, nê. En daarom gemeente, sluit ek af met hierdie 2 of 3 woorde. As jy vandag hier so sit en jy sê, maar ek verstaan dat Jesus ons rus beleef het, sodat jy rus kan beleef van die vyand. As jy dit verstaan, sal jy kerk wees, wat vir die wat rusteloos is, 'n huis kan wees. 'n Home for the homeless. Nommer 2 is, Jesus het nie gewag tot ons na hom toe kom nie. God het nie gewag tot ons kom sê, ag Here, ons is so jammer, ons wil graag ons verhouding herstel nie. Nee, hy het na ons toe gekom. Want van nature gaan ons nie dit doen nie. En mense wat buite Benoni bly, wat buite ons kerk is, nie gebou nie, die mense is, gaan nie net sommer net kom nie. Daar's uitsonderings. Maar God het gekom na ons toe. Hy stuur vir Jesus, Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, om hierdie boodskap in die wêreld in te vat. So, in ons nadenke, net hierdie dinge. Wat ek wil hê jy moet oordink. Julle, God die enigste ware God wat jy aanbid, is nie 'n God wat eenkant bly nie. Hy is nie soos die ander gode wat daar op 'n berg, op 'n tempel bly, en jy moet opstap na hom toe met jou appels en jou piesangs en pineappels en vark crackling nie. Hy bly tussen sy mense. Deur sy gees bly in ons is die tempel van die Heilige Gees. Dit gaan nie oor gebou nie, God leef in ons. En my vraag daarmee saam is, hoe verander dit jou denke van wat jy doen, as niemand jou sien nie? As God oral is, as hy nie eenkant God is nie, as hy met ons is, hoe verander dit jou denke oor wat jy doen, as jy dink mense sien jou nie? Nommer 2. Ons kan nie soos Dawid vandag dink en sê, ja, Here, ek het u uitgefigure nie. Jy sal dit nooit kan doen nie. Jy kan nie vir God inperk binne jou idee van wie hy is of moet wees nie. Jy kan nie vir die Here sê, Here, ek soek jou naby my, ek soek jou om my, maar geboks nie. Met ander woorde, dan moet u maak soos wat ek dink u moet maak nie. Want wie speel dan God in hierdie lewe? Dis harde woorde, ek weet, maar so waar. Nommer 3 is, soos Dawid sien ons dat, toe die Messias uiteindelik kom, het hulle 'n ander idee gehad. Ek het nou gesê, hulle gedink, iemand wat my van die Romeine moet verlos, nee. So hierdie disippels ook, Johannes en Jakobus sê, Here, as u op die troon sit, links en regs, wil ons sit asseblief. Wat doen ons? Ons dink aan onsself. Julle, ons het 'n koninkryk vir onsself gebou, wat eers moet val. Ek self moet eers val, om plek te maak vir die ware koninkryk in my eie lewe. Met ander woorde, jy moet die eie ek, wat in jou hart is, uitskop, sodat God weer die regmatige plek in jou hart kan inneem, waar hy vir jou sê, en jy nie vir hom sê nie. Dink daaroor. Dink daaroor. En die 4de ene, die 5de ene sluit, het ek herhaal, ek gaan nie om sê nie. Maar die 4de ene is vir my ook so mooi, net vir vertroosting, vir jou sê vandag, God het vir Dawid nee gesê.
maar vir iets beters. Vir 'n beter alternatief, vir 'n langer plan, want hy is soewerein. So as God vir jou nee sê, my kinders, as God 'n deur toemaak in jou lewe, hy is nie spiteful nie. Hy is nie hard nie. Hy sê nee altyd vir 'n beter alternatief. Jy kan nie die prentjie sien nie. Jy kan nie môre sien nie. Maar vertrou die Here dat wanneer 'n deur toe gaan in jou lewe, wanneer hy nee sê, sê hy nee vir 'n beter alternatief. Ek gaan net so hierdie oplos vir 'n minuut, dat jy net so 'n bietjie nadink daaroor, ek gaan verduidelik wat dit is, en dan gaan ek vir ons saam bid. Amen.